Was hy, sorry vir die geluid. Ja, soos Tannie Loksie sê, nou is almal wakker. Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 4. Hebreërs 13 vers 4. En net voordat ons lees, ons sal op die groepie ook plaas laas week donderdag of die vorige donderdag se diens, Nico. Sorry julle, ek wil net gou 'n mikrofoon kry wat nie afgaan nie. Daar is hy. Ons batterye is pap. Maar terwyl ek net wag vir die nuwe mikrofoon, ons sal dit op die gemeentegroep plaas, so die wat nie daar was nie, asseblief gaan luister daarna. Ek glo dit was baie bemoedigend om net onsself weer te herinner aan hoekom het Christus opgevaar en ook sodoende behalwe dit dat hy weer terugkom. Dankie oom Teens. Dankie oom. Daar is ons terug. So voordat ons vanoggend uit Hebreërs 13 vers 4 lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend as u kinders hier by mekaar te kom, by hierdie plaaslike kraal net die weer. Maar Vader, soos wat ons nou u woord gaan nader en by u voete kom sit, vra ek mag die ware leermeester, u Gees, nie net ons harte voorberei nie, maar Vader, mag hy vir ons leiding bied. Mag hy vir ons verborgde dinge, geheimenisse openbaar, en Vader, mag u woord, u waarheid, lewe spreek in ons lewens. En Vader, mag elke aspek van u woord aanvaar word. Mag ons aangespreek word vanoggend en bemoedig word, waar ons gaan gesels oor die huwelik, liewe Heer. Vader, dat dit 'n aspek is wat hierdie wêreld so probeer vervals, en ook sodoende waar die wêreld veral die huwelik aanval. En ook seksualiteit, liewe Heer. Vader, mag u vanoggend deur die woord ons herinner aan wat die woord sê vir ons. En Vader, mag ons nie met ons eie menslike wysheid sê, dit is nie vir my nie. Maar sê, u woord is 'n konstante. U woord is self God, sê u woord. En Vader, mag dit elke aspek van ons harte aanspreek. Tot uitbreiding van u koninkryk. En Vader, net heel laastens vra ek, mag u ook sodoende vanoggend my sondigheid en gebrokenheid op sy sit. En Vader, mag u woord suiwer verkondig word. Vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So julle sal sien vanoggend se hoofteksgedeelte is 'n baie kort gedeelte. Dis Hebreërs 13 vers 4 en ek lees uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 4 sê vir ons: laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans nog besig met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs en ons trek vanoggend by preek nommer 9 in hierdie reeks. En by 'n nuwe tema wat handel oor huwelikspligte. Ons het laas Sondag begin met die nuwe hoofstuk waar ons gekyk het na Christelike pligte wat intern moet plaasvind binne in die gemeente, binne in die liggaam. En ons gaan ook so stelselmatig deur Hebreërs werk en ons het ook gesê in die hele boek van Hebreërs wat 'n baie besonderse boek is met waarhede wat jy nie te vind in die res van die Nuwe Testament nie, wat praat oor Christus se hoëpriesterskap, oor Christus eintlik beter en meer as die ou verbond. Kom ons nou by 'n gedeelte waar die Hebreëse skrywer of die Hebreëse skrywer vir ons sê, maar hierdie is nou wat julle moet doen. In die lig van al hierdie waarhede dat Christus tans as hoëpriester optree in die hemel, dat hy deel is van die nuwe Levitiese of die nuwe priestelike orde van Melchisedek, en ook waar hy gehamer het dat Christus ons borg is vir redding, dat ons gekoop is, en ook nie net 'n belofte het nie, maar dat ons 'n belofte en 'n eed ontvang het van God, dat hierdie belofte van die ewige nie weggeneem sal word nie. Kom hy by 'n punt en sê,
maar nou moet julle leef, eintlik tegnies gesproke, asof julle gered is. Want ek weet nie van julle nie, maar dit is lekker om te groei in kennis van die woord, maar seldom sien ons mense wat werklik daar buite wandel, wat optree volgens die woord. Wat werklik die liefde het, nie net wetties georiënteerd is van, jy mag nie steel nie, jy mag nie dit doen nie, die hele wêreld is wetties georiënteerd, maar wat liefdes georiënteerd is, met Christus se liefde as kern. So ons gaan vanoggend na hierdie vers 4 kyk, en julle sien dit is 'n baie kort gedeelte, maar julle gaan sien hoeveel diepteid en waarhede is te vinde in hierdie paar woorde wat die skrywer neergepen het, en ons gaan bietjie onsself herinner aan wat is ons huwelikspligte, nie net vir ons wat in die huwelik is nie, maar hoe moet byvoorbeeld daai 2 jong manne, en daar's 'n jong dame ook daar agter, die huwelik sien en ook hanteer wat nog nie in die huwelik is. So as ons nou ons eers na ons hoofteks gedeelte kyk, en na die eerste gedeelte van dit, sê dit, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees. Nou eerstens kan ons sê, dat volgens die gedeelte moet die huwelik eerbaar gehou word. So volgens ons vertaling wat ons nou net gelees het, moet die huwelik sonder rimpel of vlek wees, daar moenie sonde in die huwelik inkom nie, verwysend na egbreek, ons moet die bed onbesmet hou, soos wat hierso staan, maar dan kan ons ook verder gaan, en sê, maar ander vertalings verwys na hierdie waarheid, uit 'n ander hoekpunt uit. Die New King James Version, stel dit 'n klein bietjie anders erin, sê, marriage is honorable among all, verwysend dat die huwelik eerbaar is bo alle dinge. En dan kom die New International Version wat sê marriage should be honored by all, verwysend dat die huwelik geëer moet word, nie net deur die wat in die huwelik is nie, maar die ook wat buite die huwelik is teenoor ander se huwelike. Nee, dit spreek nie net die huwelik aan nie, maar sê dat die wat in 'n huwelik is, ander se huwelik ook moet respekteer en eerbaar moet hanteer. So tegnies gesproke kan ons dan sê dat God die huwelik nie net as eerbaar sien nie, maar die woord maak dit duidelik dat God dit sien as 'n heilige instelling. Maar wat beteken die woord eerbaar? Nou as ons kyk net na die woordeboek se verduideliking, sê dit verwys na onwankelbare integriteit, hoë morele standaarde, eerlikheid en waardigheid, verwysend dat die huwelik waarde het, en dit is 'n waardige ding om te beskerm. Enigiets wat waarde het, waar sit jy dit? In 'n kluis by jou huis, hopelik, né? As jy op vakansie gaan, jy sit al jou goedjies in die kluis, jy sluit dit, hoekom? Want dit het waarde, jy beskerm dit, so die huwelik moet beskerm word, en dan kan ons sê, uit 'n Christelike oogpunt, moet dit ook regverdig wees, en so kan ons aangaan, heilig ook wees. En die waarheid volgens die verskillende vertaling sê eintlik vir ons, dat ons eie huwelike in die kerk, en ook ander se huwelike in die kerk, en buite die kerk, nie net eerbaar moet sien nie, ons moet dit eerbaar hanteer, ons moet dit vir dit veg om eerbaar te bly, en dit ook beskerm om eerbaar te hou. En hierdie is my baie belangrik. In die kerk, in Springs en by Brakpan, elke persoon wat in 'n huwelik is, weet ook, my huwelik werk bietjie anderster as my broer sin, of my suster sin, wat ook in die gemeente is. Ons 'n bietjie 'n ander element, want dit is 2 verskillende persone, maar die woord maak dit duidelik, dat daar konstantes in die huwelik moet wees. Hierdie is nie onderhandelbaar, dat ons kan onderhandel met God nie. God se woord is God se woord. Maak nie saak of jou naam Pieter, Piet, Davie of wie ook al is, maak nie saak wat se posisie jy beklee nie, maak nie saak hoe lank jy al in die huwelik staan, of hoe kort jy in die huwelik staan nie. Hierdie is dinge wat God eer, en dinge wat gehoorsaamheid toon teenoor God, as jy dit toepas. Nou wat vir my baie interessant is, die huwelik word te vind al in Genesis 2, by die skepping van die aarde. En sodoende sê die woord vir ons, dis die eerste instelling van God.
Voordat enigiets, voordat die wet gegee word, voordat nog sonde in die wêreld gekom het, was die huwelik al daar. Vir 'n rede. Vir 'n rede wat ons nou gaan na verwys. Christus sou kom en die huwelik verteenwoordig, die man vir Christus, die vrou die gemeente, en die liefde tussen hulle, die liefde van Christus teenoor die gemeente, en die liefde van die gemeente teenoor Christus. En is behoort om eerbaar en heilig te wees. Maar soos wat ons weet, die wêreld sien nie die huwelik so nie. Die skei statistieke gaan wêreld net op en op en op, en die redes vir skei raak al hoe meer vergaande om my te vra, om eerlik te wees met julle eintlik. Baie mense in die wêreld sien die huwelik, soos die Engels sal sê, net 'n means to an end of 'n convenience, en as dit nie meer lekker is nie, dan hoef dit nie meer daar te wees. Ek weet nie of jy sien julle dit ook reg rondom ons raak nie. Mense kry mense wat in hulle 30's is, wat al vir die 4de keer trou. Wat dit nie eerbaar of heilig ag nie. Dan kry mense ook soos oom Cassie en tannie Loksie, wat vir hoeveel jaar nou al getroud is? 58 jaar. En hoe amazing is dit nie? Is dit nie ook alleenlik deur die genade van die Here nie? Ek dink tannie Loksie sal sê ook, ja, nee, oom Cassie, hy is baie keer moeilik, en oom Cassie sal sê baie keer nee, tannie Loksie is baie keer moeilik. Maar die Here se liefde hou hulle aan mekaar vas. Maar weet julle ook, hoekom word die huwelik so aangeval in hierdie wêreld? Omrede die huwelik die band tussen Christus en die kerk verteenwoordig. Elke keer as iemand skei, verkondig hulle aan die wêreld dat Christus nie gedoop was aan die kruis vir sy kerk. En dan om eerlik te wees, soos wat ons sien hoe die seksualiteite omgeruil word en die wêreld meer georiënteerd word, nie volgens feite en waarheid nie, maar oor hoe ek voel, en dat hoe ek voel meer belangrik is as wat 'n waarheid is, word die huwelik ook so gehanteer. Dat wat reg en verkeerd is, maak nie meer saak nie, maar as ek voel ek's alleen, dan kan ek wegloop. As ek voel hierdie is nie meer so lekker vir my nie, kan ek wegloop. En die woord sê vir ons dat die hart die mees bedrieglikste ding is op hierdie aarde, en dat jy jou gevoelens moet in lyn plaas met die woord. En hoe doen jy dit? Deur die woord te bestudeer, en dan ook deur te bid oor dit. Dit is die geveg tussen die vlees en die gees. Maar dan wil ek vanoggend 4 redes met julle deel hoekom 'n mens trou volgens die woord. Ons praat baie min hieroor. Nou eerstens, Genesis 1 vers 28 sê, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. So die heel eerste rede hoekom 'n huwelik ook bestaan, is sodoende om kinders te hê, om die aarde te vul. Dis baie basies, né? Vandag se tyd sien ons eintlik die teenoorgestelde, soveel mense wat trou, wat sê hulle soek nie kinders nie, omdat hulle weet hoe donker die wêreld is. Maar weet julle wat? Dis eintlik baie hartseer vir my eerlike opinie. Ek weet daar's mediese redes baie keer, maar ek dink op die ou einde, 'n kind is ook 'n groot seëning van die Here af. 'n Seëning wat jy kan in die genade van die Here lei en oplei en toerus in die woord en die waarheid van die Here. Want daar's soveel kinders daar buite wat in huwelike groot word wat gebroken is, donker is. En dan die tweede rede hoekom mense trou, volgens die skrif, vind ons in Genesis 2 vers 18, ook 'n heel eenvoudige een. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed vir die mens, verwysend na die man, om alleen te wees nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So, wat kan ons sê? Nog 'n rede om te trou, is sodat jy nie alleen in hierdie wêreld hoef te wandel nie. Dat jy 'n helper kan hê, 'n metgesel, 'n lewensmaat. Die mooi Afrikaanse woord vir companionship is kameraadskap, wat ek geleer het. En geselskap, om die lewe te deel, die vreugdes, die moeilikhede met iemand aan jou sy. Die derde rede vind ons in 1 Korintiërs 7 vers 2 wat sê, maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
seksuele sonde kan voorkom. God het die mens gemaak om natuurlik volgens ons eerste rede om voor te plant, om kinders te hê. As jy dit buite die huwelik doen, is dit sonde. So om te trou, soos wat Spreuke ook sê, en Paulus skryf ook daaroor, jong man, as jy jouself nie in toom kan hou nie, trou en lewe in gehoorsaamheid teenoor die Here. En natuurlik, die Nuwe Testament kom ook en sê, dat party die gawe ontvang om celibaat te leef, en dit is daar. Party mense het die gawe om celibaat te leef, dit verwys, om nie te trou nie, jy het nie 'n behoefte aan 'n lewensmaat nie. Maar wat baie interessant is, Paulus skryf en sê, dit is goed eintlik vir iemand in die bediening om nie te trou nie. Hoekom? Want sy aandag nie verdeel tussen sy familie, wat hy ook moet regverdig en in gehoorsaamheid teenoor die woord groot maak en lei, en hy het die gemeente wat hy ook na moet kyk. So dis eintlik goed vir iemand wat in die bediening staan, veral 'n sendeling, 'n missionary in Engels. As hy gaan en hy het nie hierdie verantwoordelikhede wat agterbly by die huis nie. Want as hy nie na dit kyk nie, is hy ook ongehoorsaam teenoor die woord en die Here. En dan die laaste punt wat Nuwe Testamenties georiënteerd is, veral is Efesiërs 5 vers 22 tot 33, gaan nie die gedeelte lees, ons gaan vanoggend baie verwys na Efesiërs 5 wat sê, sodat die wêreld die liefde van Christus vir sy gemeente kan ervaar en sien, en die liefde van die gemeente teenoor Christus. Is dit nie amazing om daaraan te dink, elke paartjie wat hier sit vanoggend, eintlik behoort is om 'n voorbeeld te wees van Christus en sy kerk. En ook sodoende daai liefde wat gekweek word daarbinne, daai agape goddelike liefde, waar dit eros liefde is voor die huwelik, waar dit daai aantrekking is tussen man en vrou, en wanneer jy trou, maak God dit 'n eros agape liefde, 'n goddelike liefde tussen man en vrou, dat dit die liefde is wat Christus aan die kruis vir ons getoon het. Maar nou kom die vraag, maar hoe kan ons eerbiedig wees teenoor die huwelik, veral in die huwelik? Nou ons gaan vanoggend begin by die mans, en mans, ek was ook aangespreek deur hierdie, op baie punte, en ons gaan hierna na die vrouens te beweeg. Vat dit as bemoediging vanoggend as jy aangespreek word op 'n tyd van hierdie, as jy so 'n bietjie op die vingers geklap word, oor punte wat jy eintlik weet, punte wat jy leer, en vat dit positief, en sê, Here, ek sien in die aspek val ek kort, want ons nie een van ons is perfek nie, maar Here, help my om te verander, vernuwe my. So eerstens kan ons sê, dat die man geroep word om die hoof te wees van sy huishouding, van sy gesin. Nou manne, dis altyd lekker om dit te hoor. Ek is die hoof, stem julle saam. Maar, weet julle wat, geskiedenis leer ons, dat die manne dit misbruik het, as die hoof. En dis hoekom ons vandag hierdie groot feministiese beweging verkry, wat gegrond was en gegroei het uit die manne wat nie reg opgetree het as die hoof van die huis nie, wat nou anti-man is, en dat vrouens ook die hoof kan wees, wat onbybels is. Nou hierdie is my baie belangrik. Manne, ons moet die hoof wees van ons gesinne. Hoe lyk daai hoofskap? Ons vind dit in Efesiërs 5 vers 22 tot 33, wat in eenvoud sê, deur 'n opofferende liefde, wat Christus aan ons getoon het, moet die mans toon teenoor hulle vrouens en hulle kinders. Net voordat ons aanbeweeg, manne, na Christus is jou vrou die belangrikste, dan die kinders. Vrouens, na Christus is jou man die belangrikste, en dan die kinders. Die kinders gaan altyd alright wees, as die liefde van Christus tussen julle is. Wat leer die wêreld vir ons? Die kinders is belangriker as jou huweliksmaat. En wat gebeur dan? Kinders besef dit, speel ouers op teenoor mekaar, en wat gebeur? Al begin skeuring gebeur. Ek hoop julle weet waarvan ek praat. Ek hoop julle stem saam. Manne, eers vrou, dan kinders. Vrouens, eers man, dan kinders. En altyd heel eerste God, natuurlik. Maar wat behels hierdie opofferende liefde dan? En ek het so 'n paar punte neergepen. Eerstens in eenvoud, manne, wat behels dit? In eenvoud om vir jou gesin te sorg en te voorsien. Hoor wat sê 1 Timoteus 5 vers 8,
En ek gaan dit hierna verduidelik, is heel eenvoudig, maar baie regheid en hard. Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. En eintlik natuurlik waarna hierdie verwys is, manne, ek verstaan as jy afgetree is, of jy's medies af, of jy hoef nie te werk, jy het genoeg geld gemaak, dit is fyn. Maar as jy kan werk en jy stil lei om te werk, is jy slegter as 'n ongelowige, volgens die skrif. Hoekom? Adam was geskep om die tuin te werk. Dit was sy eerste roeping wat hy ontvang het. En die woord sê vir ons, God haat luiaards. Manne, julle moet 'n voorbeeld lei in hierdie aspek. En ek weet dit is nie maklik nie. Dit is nie altyd lekker om te sien dat jou kinders partykeer groei en jy mis sekere tydperke van hulle skoolloopbaan omrede jy voorsien. Maar weet julle wat? Dis hoekom dis 'n lydende liefde. Dis waantoe die woord ons roep. En natuurlik in balans. Ek sê nou nie, jy moet van die oggend af werk tot die volgende oggend en nooit jou gesin sien nie. Nee, dis ook nie reg nie. Maar daar moet opofferings gemaak word, want dit is jou plig as hoof. Ons sê altyd, in enige aspek van die lewe, watse persoon volg mense gewoonlik? Die persoon wat in voorbeeld lei. Nou wat dit beteken is, jy gaan nie net jou baas glo om te sê, hoorie, as hy vir jou sê, spring van hierdie berg af en jy gaan 'n verhoging kry nie. As hy afgespring het en hy het oorleef en hy het 'n verhoging gekry, dan sal jy hom volg, né? As ek dit so eenvoudig kan verduidelik. As jy lei in voorbeeld, sal hulle volg die leiding. En ons het baie as ouers, en ons hoor dit in die wêreld, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Dis nie reg nie, mense, dis ongoddelik, anti-christelik om iets so eenvoudig soos dit te stel. En dan weet julle wat vir my baie bemoedigend op hierdie punt. Dis 'n voorreg en 'n seëning volgens die woord om te werk. Om harde arbeid te doen, sê die woord vir ons. Hoor wat sê Spreuke 22 vers 29. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. Dis heel eenvoudig wat die skrif vir ons leer. En wat vir my baie besonder is, ek het so 'n paar weke terug, het iemand iets vir my aangestuur waar 'n goddelike man praat, 'n godvreesende man, en hy sê, wat so groot voorreg is dit nie om vandag in 'n posisie te staan waar ek moeg is in 'n werk, vir 'n werk waarvoor ek gebid het jare terug nie. Wat so groot voorreg is dit nie vandag om oorweldigend te voel, of oorweldig te voel, omrede ek 'n gesin het met kinders, vir dieselfde gesin wat ek voor jare terug gebid het voor. En julle verstaan, as ons dinge begin so na hierdie aspekte kyk, sien ons eintlik die seëning, en nie die las wat gepaard gaan in daai seëning nie. En ons prys die Here vir dit. Prys die Here dat ek kan opstaan om te gaan werk. En weet julle wat? Hierdie moeilike arbeid van elke dag is deel van hierdie opofferende liefde. Teenoor jou vrou en teenoor jou huishouding ook. Manne, julle moet julle eie vrouens dan lief hê en nie ander vrouens meer lief hê nie. Manne, dit geld vir julle dogters ook. Ek het al gesien. Dit is baie maklik, sorry julle. Daar's die ene nou ook pap, Nico. O nee, ja. Onteens kan ek gou vra weer, ek sal aangaan. Nee, nou sy weer vol. Sorry julle, iets is vreemd hier vanoggend. Dis hierdie Springs batterye. O nee, hulle kom van Brakpan af, nee. Okay. Maar in elk geval, die woord sê manne, wees lief vir julle vrouens. Jy kan nie jou dogter bo jou vrou trek nie. Vrou eerstens, dan jou dogter en jou seuns. Maar hierdie is ook vir my belangrik. Hoeveel keer hanteer jy 'n man of 'n vrou, mans en vrouens se tel vir altyd by die werk nie beter as wat jy jou vrou of jou man by die huis hanteer nie? Hoeveel keer is jy nie meer onderdanig as vrou aan jou werkgewer by die werk as onderdanig aan jou man by die huis nie? En hierdie aspekte is baie belangrik,
Want Christus sê nie, vrouens wees teenoor alle mans onderdanig nie, vrouens wees onderdanig teenoor julle eie mans. En dis 'n Bybelse waarheid wat oor en oor in die Nuwe Testament verkondig word. Onveranderlik en gegrond in waarheid. Maar dan sê dit ook vir ons, hoe moet ons vrouens lief hê? Soos Christus. En hoe het Christus ons lief? Deur ons te vergewe, deur lankmoedigheid te toon, deur slagmoedig te wees en ook geduldig te wees. Daar's niks so hardkoppig soos 'n man op hierdie planeet nie. Het julle dit al agtergekom? Nee, ek sê altyd, veral ons voorouers wat daai berge gesien het, daar by Lesotho en gesê het, nee, ons gaan oor dit, ons gaan nie hier boer nie, ons wil agter dit boer. Nee? Ek weet nie van julle nie, as julle daar by die Drakensberge kom, jy skrik as jy sien, wat is 'n berg eintlik? Hulle het met houtwielietjies daaroor gegaan. Dis hardkoppigheid. Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor gegee het. Heel eenvoudig, is baie maklik om te sê, ek sal my lewe gee vir my vrou, maar my vraag is, wys jou lewe tans, dat jy jou lewe gee vir jou vrou? Nee, alle man sê altyd, nee, ek sal sterf vir my gesin, maar hy leef nie vir hulle nie. Dan kom Efesiërs 5 vers 26 en sê, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad, deur die woord. Nou, natuurlik praat dit hier van Christus, maar dit praat indirek van die man ook. Nie dat jy jou vrou moet heilig maak nie, of kan heilig maak nie, maar dit verwys na die leiding, om haar te lei in die woord en waarheid. Om nie net hoof op te tree, of as hoof op te tree, wanneer dit jou pas nie, maar om as die geestelike hoof ook op te tree. Wat vir my baie hartseer is, en vandag die moderne kerk sien ek meer vrouens wat toegewyd is om te leer in die woord as hulle eie mans. Dat vrouens hulle mans moet kerk toe sleep en hulle mans moet leer van die woord, want die mans doen dit nie. Mense, dis hoekom die samelewing lyk daar buite so. Ons het te min godvreesende mans en paas oor op hierdie planeet. Dit is jou plig om haar te lei en te leer. En jy kan dit nie doen as jy nie self groei nie, manne. Heel laastens, manne, julle moet lei deur voorbeeld. Jy kan net lei as voorbeeld van wat onderdanigheid beteken as jy onderdanig is. Nou ek weet, die wêreld haat onderdanigheid. Dis vir hulle, dit vat vrouens se regte weg, maar besef ons dat die woord die man in baie aspekte ook tot onderdanigheid roep. En manne, baie belangrik, jy kan nie vir jou vrou sê sy moet onderdanig wees as jy nie onderdanig is aan die volgende punte nie. Eerstens, in eenvoud, wees onderdanig aan die Here, sê die woord vir ons, en aan sy woord. As jou vrou vir jou sê, maar dit staan so in die woord, en jy doen dit so, kan jy nie strei nie. Want die woord is baas. Die hoogste autoriteit wat ons het op hierdie aarde. Punt 2. Die woord roep alle gelowiges om onderdanig te wees teenoor ander gelowiges. In eenvoud, dit verwys net eintlik om te luister, om hulle bo jou te plaas, om dienaars te wees aan mekaar. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 20 tot 21. In eenvoud sê dit baie duidelik, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en mekaar onderdanig is in die vrees van God. So eenvoudig soos dit. Punt 2, julle moet onderdanig wees aan die regering, solank die wetgewing wat hulle vir ons gee volgens die woord is. Nee, dit beteken nie as hulle nou 'n wetgewing het wat nie volgens die woord is nie, jy hoef niks te volg nie. En onthou, in die Bybel staan daar tot tax, nee, belasting. Betaal hom, as sy kop op haar geld is, gee hom sy geld. Baie belangrik. Titus 1 vers 3, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Manne, ons breek baie keer padreëls. Vrouens, weet, ons almal doen. Partykeer dan, baie oranje en rooi is amper dieselfde. Nee, ry maar net oor. Maar weet julle wat, ons kan nie hamer as mans, en op 'n ernstige noot, op onderdanigheid, as jy nie self onderdanigheid wys vir jou vrou nie. As jy nie in voorbeeld lei nie. Die volgende punt, laastens, moet jy ook onderdanig wees teenoor die kerk.
se geestelike leiers en die ouderlinge wat die kerk aangestel het. Hebreërs 13 vers 7 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie alsigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Verwysend, moenie so maak dat die kerk se leierskap sigtend hulle werk moet doen nie. Nee, dit is nie lekker as mense nie luister nie. In 'n sekere sin, op 'n ligte noot. Dit is moeilik vir leierskap as jy oor en oor dieselfde ding moet sê, wat in die woord is. Dis nie jy wat dit sê nie, dis God se woord wat dit sê. Hulle sê dis nie nuttig vir julle nie, want hulle is uit julle midde opgerig en deur julle in hierdie posisies ingestel. Manne, julle opofferende leiding, goddelike leiding en onderdanigheid as voorbeeld kweek godvreesende onderdanigheid in julle vrouens. En om eerlik te wees, mans, ons gaan nooit dit verdien nie, om as hoof op te tree nie. Vrouens, dan kom ons by julle. Hoe om die huwelik eerbaar te hou? Ek sien ons tyd hardloop so 'n bietjie uit. Ek moet 'n bietjie vinniger deur dit gaan. Eerstens word julle geroep as helpers volgens Genesis 2. Ons het dit gelees, Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So wat sê dit vir ons? Vrouens, julle moet julle mans help in elke aspek van die lewe. As dit emosioneel is emosioneel, as dit finansiëel is dit finansiëel. As dit geestelik is dit geestelik. En so kan ons aangaan. Fisies is dit fisies. Tweedens, om eerstens onderdanigheid te toon teenoor die Here en godvreesend te wees, en om rede die Here onderdanigheid te toon teenoor jou man, al verdien hy dit nie. En dit is 'n waarheid, ons gaan nou daarby kom. Efesiërs 5 vers 22 sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. 1 Petrus 3 vers 1 tot 2 sê dan vir ons, as jou man nie hierdie hoof is geestelik nie, wees nog steeds onderdanig, dat deur daai voorbeeld hy tot gehoorsaamheid teenoor die woord kan beweeg. Hoor wat dit sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, die mans nou, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewen kan word, deur die voorbeeld van die vrouens, as hulle julle reine godvreesende wandel aanskou het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie bemoedigend nie? So dit gaan nie oor of een van die twee hulle werke doen, want sodra ons in daai rigting beweeg met die huwelik, van as hy dit nie doen nie, gaan ek dit nie doen nie. As sy dit nie gaan doen nie, gaan ek dit nie doen nie. Dan beweeg ons in die afgrond af en ook teen die woord van God. En dan kom ons by die derde punt, vroue, julle moet julle eie mans respekteer en hom nie afbreek agter sy rug of by jou vriendinne of by jou familie nie. Mans dieselfde vir julle vrouens. Efesiërs 5 vers 33 sê, en die vroue moet die man eerbiedig, respekteer. Punt 4, vrouens moet bekwaamde bestuurders wees. Spreuke 31 vers 10 tot 31, as vrou asseblief gaan lees daarin. Dit is so bemoedigend om te sien hoe Spreuke daarvan praat, van die model van vrouskap. En dit sê, goeie vroue is beskryf as die volgende, wyse vroue, betroubare vroue, ywerige vroue, sien om na die behoeftes van die familie, bestuur die huishouding. En dan punt 5, die vroue moet 'n bouer wees. Spreuke 14 vers 1, die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Nou, wat baie interessant en eintlik baie hard is, as jy sotheid gaan vertaal in Engels, weet julle wat is die direkte vertaling van sotheid? Stupidity. Hulle sê vrouens moenie stupid wees nie, mans moenie stupid wees nie. Dis vreemd hoe die Bybel so direk praat, nê? Wat sê dit? As jy stupid gaan optree in die huwelik, gaan jou eie hande dit afbreek. Is dit nie waar nie? Tree met wysheid op. God gee wysheid deur sy gees vir ons almal. Nou kom ons by die laaste gedeelte van ons hoofteksgedeelte, wat sê, hou die bed
onbesmet. En hierdie is my baie belangrik. Dis die belangrikste plig en die aspek wat 'n huwelik gaan maak of breek. En dit gaan oor die vertroue en die seksuele aspek van die huwelik. Sodra die bed besmet word, is daar soveel seer, wantrou wat plaasvind en wat vir jare hou in die huwelik. Kom hy nou weer terug, nou is hy weer vol. Sorry julle. En min huwelike oorleef dit wanneer daar egbreek gepleeg word. Mense, seks in die huwelik is mooi, vervullend, God-erend en dit skep lewe. Seks buite die huwelik is lelig, vernietigend en maak net seer. In die woord sien ons dat God op min ander sondes hamer wat hy haat, so seksuele sondes en egbreek nie. Want onthou, elke keer as 'n gelowige wat in die huwelik staan, egbreek of wanneer daar 'n skeiding kom tussen die twee, wanneer geskei word, wys ons aan die wêreld dat Christus nie die seun van God was nie. Wys ons aan die wêreld dat hy nie genoeg was vir sy kerk nie. En weet julle wat is baie hartseer? Baie mans en vrouens wat vir jare die Here gedien het in 'n eerbare bediening, wat dit gedoen het vir hom, wat egbreek. Daai getuienis val heeltemal weg. Mense sal nooit weer dieselfde kyk. Mense hou op om predikante se preke te kyk wat nie daai tyd geweet het hy gaan